Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Sjoe, die Here is besig met my op 'n baie besonderse journey en ek sukkel om die regte Afrikaanse woord te kry wat journey mooi beskryf. So wees my maar so 'n bietjie genadig as ek hier en daar 'n Engelse woordjie gebruik. En ek hoop in hierdie reis, as ek dit dan nou so kan noem, sal jy saam met my leer en groei en net meer radikaal word vir Jesus en sy koninkryk en dit waarvoor jy geskep is om in hom te wees. Ons het die afgelope paar weke gesels oor hoe dat ons die bruid van Christus is en hoe dat ons uit Jesus geskep is. En as jy dalk vandag vir die eerste keer na ons luister, wil ek jou ten sterkste aanraai om terug te gaan na ons boodskappe van bruid van Jesus en ook hierdie reeks waarmee ons nou besig is, intimiteit met Jesus. En eers daarna te luister, hierdie boodskappe gaan dan net vir jou soveel meer sin maak. Maar sjoe, hierdie intimiteit met God en om hom te ken soos wat ons in Johannes 17 vers 3 geleer het, dit is wat ewige lewe is. Onthou wat het Johannes 17 vers 3 gesê, en dit is ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ewige lewe is om God te ken. Man, die Here het net op 'n baie vars en wonderlike en liefdevolle manier met my begin deel. Want deel van my intimiteit met hom is, Here, praat met my, leer my. Ek wil in die volheid leef van dit waarvoor u vir my aan die kruis gesterf het. Ek wil nie hê daar moet iets wees waarvoor u so duur prys betaal het, en dan moet ek eendag hoor, ek het dit nooit hier op aarde besef en daarin geleef nie. So dis my goal, dis waar ek op die oomblik is in my intimiteit met hom, is Here, leer my, wys my, waarvoor het u betaal, ek wil in dit leef. En ek wil dit kategories duidelik maak, ek weet verseker nie alles nie, maar die Here is besig om my te leer en ek wil jou graag saam met my neem op hierdie reis. So ek wil vandag begin deur terug te gaan na die begin toe, Genesis, en om daar te gaan kyk, hoekom is ons gemaak? Wat was ons skepingsblauwdruk, as ek dit so kan noem? Wat was God se doel met ons? En nee, ek is redelik seker, dit was nie so dat ons hom sal aanbid nie. En ek sê hierdie met die grootste respek, maar God lei nie aan 'n lae selfbeeld nie. Hy het nie mense nodig om sy lof te besing, sodat hy kan beter voel oor homself. Maar dit is belangrik dat ons sal weet hoekom en waarvoor is ons geskep. Anders gaan ons skepingsdoel misbruik. Dis soos enigiets anders in die lewe, as ek nie weet en verstaan waarvoor dit gemaak is nie, gaan ek dit misbruik en verniel en dit heel waarskynlik uiteindelik breek. En dis nie altyd moetswillig nie, dis baie keer uit blote onkunde, want ek weet nie waarvoor dit gemaak is of hoe dit moet gebruik word nie. Daarom is dit so belangrik dat ek weet wat is my skepingsdoel. En ewe belangrik dat ek sal weet hoekom Jesus gekom het om vir my en jou te sterf. Wat was die doel daarvan? En daar's 'n baie groter verband tussen die twee as wat ons besef. So kom ons gaan terug na Genesis 1 toe ons geskep is. In Genesis 1 vers 26 staan, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. En dan sê die woord in vers 28, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, en onderwerp dit en heers. So in vers 26 sê God, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hierdie is so 'n bekende gedeelte, maar ons mis soms die detail hierin. Ons is geskep na die beeld en gelykenis van God. En dan sê God aan ons in vers 28, vermeerder en vul die aarde. Soos ek hierdie twee verse saam lees, is ons geskep om die aarde te vul met die beeld en gelykenis van God, deur ons. Kom ek herhaal dit net weer. God sê, kom ons maak mense na ons beeld en na ons gelykenis, en ons seën hulle en maak hulle vrugbaar, sodat hulle die hele aarde kan vul met ons beeld en ons gelykenis. Verstaan jy dat Adam en Eva ten volle die beeld en gelykenis van God gedra en weerspieël het voor hulle ongehoorsaam was? Lees byvoorbeeld net hoofstuk 2 vers 25 wat sê, en hulle was albei naak,
Die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Daar was geen skaamte nie. Hoekom? Want hulle was nie selfbewus en selfgesentreerd nie. Hulle was soos God. Liefde en heerlikheid. Want dis wat God is. God is liefde. Hulle was so ingestel op God en so bewus van wie hy is en waarvoor hy hulle geskep het, dat hulle nie eens omgegee dat hulle naak is nie. Jy sien, dit het nie oor hulle gegaan nie. Hulle was glad nie selfbewus nie. Maar wat gebeur die oomblik toe hulle sondig? Ongehoorsaamheid maak hulle selfbewus. Ongehoorsaamheid beroof hulle van hulle gelykenis aan God en hulle raak onmiddellik bewus van hul eie tekortkominge. Hulle raak onmiddellik bewus daarvan dat hulle nie meer soos God is nie, want God sal nooit kan ongehoorsaam wees nie. God sal nooit kan onregverdig wees nie. En ongehoorsaamheid maak hulle bewus hiervan en hulle raak bewus daarvan dat hulle naak is, ontbloot, sondig, nie soos God nie. Nie vol liefde nie, want liefde jaag nie sy eie wil na nie. En hulle probeer wat miljoene mense al sedertdien probeer het, om hulle eie tekortkominge met hulle eie werke, met vye blare toe te maak. En boop dit alles, gaan kruip hulle weg vir God. Kan jy met my saamstem? Alles was te vergeefs. Dis te vergeefs om met jou eie patetiese pogings van vye blare jou ongeregtigheid te probeer toemaak. Om te probeer toemaak dat jy jou gelykenis aan God verloor het. Dis te vergeefs om vir God te probeer wegkruip. Dis alles pateties en totaal en al sinneloos. En dit is wat Jesus kom herstel het aan die kruis. Ons Genesis blauwdruk, as ek dit so kan noem. Ons beeld en gelykenis van God. Jesus het dit weer vir ons kom moontlik maak om soos God te lyk en soos hy te leef. Dit is wat hierdie gebroke en stikkende wêreld nodig het. Mense wat vir hulle God kan wys. Dit was ons blauwdruk, dat ons sal vrugbaar wees en vermeerder en die hele aarde bedek met mense wat soos God lyk. Hulle het nie nog godsdienst nodig nie. Vye blare waarmee mense probeer om hulle eie naaktheid mee toe te maak nie. En is natuurlik nou nie meer vandag letterlike vye blare nie. Maar is 'n klomp ander goed wat ons probeer gebruik om ons eie tekortkominge weg te steek. Maar dit maak nie saak wat ons gebruik of wat ons dit noem nie. Dit bly vye blare. Dit bly sinneloos en nutteloos voor God. Jy kan nooit ooit jouself herstel na die gelykenis van God nie. Net Jesus kan. Die enigste een wie se werk goed genoeg was en wat ons nie net kan toemaak nie, maar ons kan herstel na die beeld en gelykenis van God, is Jesus. Hy het daardie perfekte lewe geleef. Hy het die beeld en gelykenis van God totaal en al perfek uitgeleef, as 'n mens, sodat ons sy voorbeeld kan volg. Daarom sê hy, volg my. Deur ons geloof in hom te stel, word ons nie net herstel na ons skepingsblauwdruk nie, ons word ook bemagtig deur hom binne in ons om daardie lewe te kan lei, in sy gelykenis. Sjoe, wat 'n geleentheid en wat 'n voorreg. Ons gaan môre aan met hierdie gedagte. Here, ek weet vir meeste mense is hierdie boodskap vanoggend baie vreemd. Ek besef, dis nie iets wat ons gereeld hoor nie. Dis dalk iets wat meeste mense vir die eerste keer hoor. Maar U het ons kom herstel na ons Genesis blauwdruk. Na dit waarvoor U ons gemaak het, om U beeld en U gelykenis te kan leef. Toe U gesê het, volg my, was U nie sarkasties nie. U het dit nie bedoel as iets wat ons nie kan bereik nie. Ons kan U ten volle volg. Help my Here om hierdie reg te verduidelik in die dae wat kom, sodat die waarheid in hulle vasdra plek kan kry en die waarheid hulle kan vrymaak, sodat hulle kan leef soos Jesus. Dankie Here, dat U die werk in ons kon doen. In Jesus naam. Amen.
Geliefde van Jesus, jy kan ons gerus besoek by injesus.co.za of op ons podcast by In Jesus Bybelstudie of op YouTube onder In Jesus Ministry. Onthou maar net, in al hierdie gevalle is In Jesus een woord. En onthou altyd, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.